Liewe vriende, God ons Vader groet ons. Hy sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Die Heilige Gees staan ons in ons swakheid by. Hy pleit vir ons, volgens die wil van God. Amen. Kom ons verootmoedig ons vanoggend voor die Here, deur dit Psalm 139 te lees. Here, U sien dwars deur my, U ken my, of ek sit en of ek opstaan, U weet dit, U ken my gedagtes, nog voordat hulle by my opkom, of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit, U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante, U neem my in besit. Die wete oorweldig my, dit is te hoog vir my begrip. God is hier teenwoordig, laat ons bidend nader, hier waar ons voor hom vergader. God is hier teenwoordig, heilig is die Here, buigend stand om ter ere. Hier teenwoordig, Here, gee ons vrede, wees genadig, wel vergewe. Ons is swak en sondig, maar ons lief verkondig, U is die bron van alle lewe. U is God is in sy tempel, hemelpoorte bewe, almal buig voor hom wat lewe. Engele sing heilig, heilig is die Here, in die allerhoogste sfere. Die stof bring ons lof, Here God van vrede, hoor op ons gebede. Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. O Heer, ons staan voor U gebroken. As mens verstaan ons nie weer, maar U stuur vir ons 'n leidsman trouw. Hy lei ons na U. Kom, o Skepper, leef, lewend makend lief. Kom in al die volheid, kom in al die kracht, lei my in die waarheid, leer my van die ziel, wees U ook my trooster. Kom, o Skepper, hier. O Heer, ons staan
stuur vir ons 'n leidsman dra. Hy lei ons na U. Kom ons Skepper lewend maker kom in al die volheid, kom in al die kracht, lei my in die waarheid, leer my van die siel, wees U ook my trooster, kom ons Skepper lei my in die waarheid, leer my van die siel, wees U ook my trooster, kom ons Skepper Kom ons bid saam. Here, wil U in hierdie oggend so vir ons aanraak vanuit U woord, dat ons opnuut weer besef, dit gaan nie oor ons wil nie, maar oor U wil. Dat ons moeite moet doen om agter te kom wat U wil regtig is, en ons daaronder geskik aan sal stel. Daarom, Here, as ons hierdie Psalm 139 gelees het, waar ons gehoor het, U ken ons goed, U ken ons so goed, U weet wanneer ons ook bluf, U weet wanneer ons nie opreg is nie. Gee, Here, dat ons nie sal dink, ons by U kan verbykom nie, maar dat ons sal weet, voor U is niks verberg nie. Amen. Ons fokus tekste vandag, ek gaan 'n paar lees, is die volgende, 2 Korintiërs 10 vers 7. Ons neem elke gedagte gevange, om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Dis ons kernvers. Ons neem elke gedagte gevange, om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Efesiërs 1 vers 22, ja, aan hom, Jesus, het God alles onderwerp, hom bo alles verhef, en hom aangestel as hoof van die kerk. Kolossense 1:18 sê dieselfde, hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Vriende, almal van ons, neem daagliks tientalle besluite. Ons weet dit nie eens nie. Oor sommige daarvan dink ons glad nie. Oor ander dink ons baie diep. Die vraag is, wat neem jy in ag, wanneer jy besluite vir die lewe moet neem? Ek gaan 'n paar goed noem. Jy sal in sommige situasies jou finansies in ag neem. Jy sal in sommige situasies die mening van die publiek in ag neem. Byvoorbeeld as jy klere aantrek, wat gaan die mense dink? Jy gaan jou opvattings oor reg en verkeerd, soos wat jy mee groot geword het, in ag neem. Jy gaan jou sosiale stand in die gemeenskap dalk in ag neem. Jy gaan jou ekonomiese posisie in vergelyking met ander in ag neem. Jy gaan jou opvatting oor geloof, wat jy meen reg of wat verkeerd is, in ag neem. En nog ander goed, maar kom ons maak dit baie prakties. Jy gaan na die winkel toe om inkopies te doen. Jy sien 'n arm persoon op die sypaadjie voor jy by die winkel instap, by die straathoek, wat vir jou 'n brood vra. Hy weet mos nou jy gaan in die winkel in. Nou moet jy besluit of jy vir hom of vir haar kos gee of geld gee, of dan doodgewoon niks gaan doen nie. Wat gaan nou deur jou kop? Jy kan dink, jy het nie genoeg geld nie. Jy dink aan jou finansiële posisie. Maar as jy wel genoeg geld het, gaan daar 'n verdere gedagte moet wees om vir jou ja of nee te laat sê vir die ding. Nou dink jy dalk, ek het geld, maar hoekom moet ek help? Is dit my verantwoordelikheid? Of is dit sy eie om vir hom of haarself te sorg? Kan ek dus wegstap met 'n skoon gewete dat dit nie my probleem is nie? Of jy kan dink,
Wat sou die Here wou hê moet ek doen? Nou bring jy die geloofsperspektief by. Dalk dink jy daaraan dat die woord sê, jy moet jou naaste help. Maar dan kom dit by jou op dat hy of sy nie jou naaste is nie. Want julle het niks in gemeen nie. Julle sosiale stand verskil, julle kuier nie saam nie, julle is nie vriende nie, wat ook al. Of jy kan verder wonder oor die saak. Daar staan ook in die woord dat ons met ander moet deel, veral as ons het en ander het nie. Dan kan jy nou weer dink, maar dis nie my skuld dat hy of sy nie het nie. Dis dalk die regering se skuld. Hulle bestuur nie die land goed nie, en daarom het ons die probleem van armoede. Die regering moet maar kom hulppakkies uitdeel. Ek betaal genoeg belasting. So kan jy aangaan met hierdie tipe van sake. So kan jy aangaan in die besluite wat ek en jy daagliks moet neem. Ons kan altyd met rasionele denke tot antwoorde probeer kom. Maar dit is nie noodwendig die Here se antwoorde vir ons lewe nie. Daarom is dit 'n baie belangrike vraag. Na wie luister jy in die laaste instansie? Wie is regtig die een wat bepaal wat jou daaglikse optrede en gedrag is? Paulus het, soos eintlik al die rolspelers in die Bybel, baie geworstel hiermee. Daarom skryf hy onomwonde dat hy ervaar het dat hy graag goed wil doen, met ander woorde volgens die Here se wil lewe, maar dan verras hy homself dikwels dat hy juis die teenoorgestelde doen. Sy goeie voornemens lei nie altyd tot goeie dade nie. Paulus sê reguit dat geen mens volledig by die wet kan hou nie. As ons kon, het ons nie hulp van buite nodig gehad nie. En juis omdat ons nie kan nie, moes God ons kom help. Hy doen dit deurdat Jesus versoening in ons plek kom doen, sodat ons nuut gemaak word om weer te probeer leef. Paulus beklemtoon dus dat ons nie onsself, ons vermoëns om goed te doen, te hoog moet aanslaan nie. Ons moet die verskil tussen verdienste en genade reg verstaan. Wanneer ons verstaan dat ons daagliks verkeerd leef en dus daagliks genade ontvang van God af, sal ons sagter raak met onsself en met ander mense. Dan sal ons nie so rasioneel wees en alles met 'n reg en 'n verkeerd probeer beoordeel nie. Dan sal ons op die regte plek en op die regte tye reg optree, maar op ander plekke en tye weer met meer genade lewe. Ons sal die reg leef en die genade karakter balanseer. En dis hierdie onderskeidingsvermoë waarop ons elke oomblik van ons lewe bedag moet wees. Ons moet weet wanneer is die kop se besluite die beste en wanneer is die hart se besluite die beste. Maar ook wanneer albei betrek moet word. Dis die onderskeiding waarna ons streef. Om dit te antwoord moet ons elke oomblik van die dag ingeskakel wees by God. Want as ons sê dat ons sy navolgers is, veronderstel dit dat ons voor alles en bo alles na hom luister. En daarom sal ons finale besluit, by wyse van Spreuke, eers by hom moet verbygaan, voordat ons begin optree. Ons besluit moet sy goedkeuring wegdra. Daarom sê Paulus in 2 Korintiërs 10 vers 7, ons kernvers, ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Alles wat deur ons kop gaan, moet iets wees wat Christus sou goedkeur. Dit moet aan Christus gehoorsaam wees. Want as dit nie daar by Jesus goedgekeur word nie, kan dit nie hier geïmplementeer word nie. Ek hoop die boodskap kom baie duidelik by elkeen van ons vandag oor. Daar's geen sprake van navolging van Jesus as die meeste van ons besluite buite sy wil omgeneem word nie. Dan word dit ons besluite. Dan is ons in beheer van ons lewens. So, wat sê dit van ons as kerk, van ons as navolgers van Jesus?
Dit sê eenvoudig, dat wanneer ons as gemeente en as kerk, groep gelowiges in die breë, besluite neem en aksies uitvoer in die gemeenskap, moet dit ongetwyfeld ook Jesus se goedkeuring wegdra. Want hy is die hoof en ons kan nie dinge doen waarmee hy nie sou instem nie. Nou ja, ek weet, daar's 'n verskil by gelowiges, verskil van mening oor hoe ons die Bybel as God se woord en sy wil moet verstaan. Dis hoekom ons verskillende kerke het en verskillende groepe het en so. Maar ons moet ons oopstel, vir goeie en deeglike gesprek met mekaar, om seker te wees, ek volg nie net my eie verstaan nie. Ek moet saam met ander opreg op soek wees na die ware wil van God. En dit is nie weggesteek in die Bybel nie. Dit is nie so moeilik om dit te vind nie. Ons sal dit relatief maklik vind, as ons die opregte wil in ons harte het, om God te behaag en nie onsself nie. Kom ek sluit af met 'n voorbeeld. Die hele saak rondom Black Lives Matter, wat in die laaste tyd in die nuus baie pertinent was. Die mense wat kriebelrig is oor die saak sê, nee, alle lewens maak saak. All lives matter. En natuurlik is hulle reg. Maar as alle lewens saak maak, waarom dan ontsteld wees as 'n bepaalde groep ontsteld is, omdat een van hulle mense skynbaar onregverdig behandel is? As 'n bepaalde groep die ervaring het dat daar teen hulle gediskrimineer word, omdat hulle as groep nie aanvaarbaar is nie, dan is dit seker die moeite werd om fyn te luister en te hoor wat verkeerd is, sodat ons wat omgee vir alle lewens, ook vir hulle sin, dalk daarmee kan help. Sien, is dieselfde met die boere wat wreed aangerand word en selfs vermoor word op plase. Ons sien en hoor dit in ons nuus. Hulle lewens maak saak en ons moet ook opstaan en dit sê. Alle lewens maak saak. Ons moet net onthou, daar's 'n regte tyd en 'n regte plek vir alles. Wanneer jou vriend byvoorbeeld sy of haar kind verloor en jy het dit self ook al beleef, help dit nie jy gaan sê vir hom en vir haar, toe maar, is nie so erg nie, ek het dit ook al oorgekom. Nee, wat nodig is om te doen is, om in daardie omstandigheid net te gaan simpatiseer met hulle verlies. Opreg, net daar te wees, te sê, ek dink saam met jou, ek huil saam met jou. Dis wat hulle nodig het. Hulle wil net weet, jy voel en jy huil saam. Op 'n ander dag kan jy ook oor meer as hulle persoonlike verlies praat. Jy kan oor ander mense praat wat ook hulle geliefdes verloor het. Dan sal hulle beter luister en hulle eie verlies in 'n ander perspektief kan sien. As jy dit nie doen nie, dan wys dit eintlik net jou eie onsensitiwiteit vir jou medemens. Paulus sê, die Heilige Gees help ons om Jesus reg te volg. So om by Jesus te hoor wat ons moet doen, is die eerste ding. En dan kom die tweede. Laat die Heilige Gees toe om jou gedrag te beheer, selfs teen jou eie besluite in. Trouwens, juist teen jou eie besluite in. Dit sal vir jou en vir my beter wees om die Heilige Gees te volg, eerder as dit ons eie koppe gaan volg. Vriende, ek dink Jesus sal bly wees wanneer dit in ons gemeente, die gemeente waarvan jy lid is, sou gebeur. Dan sal die andersheid van 'n geloofsgemeenskap teenoor die wêreldse forme van groepering werklik mense nader begin trek na Jesus. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons kan maar net kom bely dat ons dikwels ons eie kop volg. Ons vra U vergifnis daarvoor. Ons vra dat U deur die Heilige Gees werklik in ons sal kom oorneem, sodat ons sal hoor wat hy sê en doen wat hy aanbeveel. Mag ons nie meer onder eie beheer staan nie, maar onder beheer van die Gees, wat ons woorde, ons denke en ons dade gaan rig. Amen.
You came for all the world to see, but this I know, you came for me. You saw me through my sin and shame, and for my freedom Christ you came. I cried your name in poverty, deprived of peace and robbed of glee. You filled my cup to overflow. You are my fortune, this I know. And now my song shall rise to thee. Your glory lives, it reigns in me. Forever yours is what I'll be. You came for all, but you came for me. You found me broken, cast aside, lost in my fear, nowhere to hide. You healed my heart, you made me whole. Your love restored my cheerless soul. You found a slave when you found me. You broke the chains, you set me free. You pierced the darkness, you stole the night. O God of glory, Lord of light. And now my song shall rise to thee. Your glory lives, it reigns in me. Forever yours is what I'll be. You came for all, but you came for me. Song shall rise to thee. Your glory lives, it reigns in me. Forever yours is what I'll be. You came for all, but you came for me. You came for me. Geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Amen. Mag jy in hierdie week 'n wonderlike week hê en lewe tot eer van God en sy teenwoordigheid fisies elke dag ervaar. Groete.